Goeiedag geliefde. Ons wonder of ons 'n verskil kan maak. En vandag praat ek met individue. Ek praat nie met gemeentes nie. Ek praat nie met groepe mense nie. Ek wil nie 'n beweging aan die gang sit, so ek wil nie duisende mense kry om agter een doel, agter een leier aan te loop nie. Hierdie week gaan daaroor om jou te laat besef dat om 'n verskil te maak, is jy nodig. En daar is 'n verskil wat jy kan maak, veral omdat jy 'n kind van die Here is. Begin verskil maak by jou, as 'n individu. Ons bly by Spreuke vir vandag, en ons kom by Spreuke 12, vers 3. Niemand wat 'n verkeerde lewe lei, hou stand nie. Maar wie die wil van die Here doen, staan stewig. Jy sien, hier is ons nou weer terug by wat ons gister oor gepraat het, by die wil van die Here doen. En in 'n wankelbare wêreld het soveel mense, ons jong mense veral, dit so nodig, dat daar 'n bietjie stabiliteit kom, dat daar standvastigheid kom, dat daar van 'n vaste fondasie af gewerk word, dat daar van 'n vaste fondasie af gebou word. Op wie vertrou ons om daardie fondasie te lê, te wees? Hier staan, wie die wil van die Here doen, staan stewig. Dit beteken dat die individu wat die wil van die Here doen, 'n basis word vir ander waarop daar gebou kan word. 'n Individu kan 'n basis word waarop groot dinge gebou word. Hier op die prentjie is daar baie verskillende boustyle, maar daar is een ding wat hulle almal in gemeen het. 'n Vaste, soliede fondasie. En dit is die kind van die Here. Dit is die mens wat die wil van die Here doen. Ons het nou al so genoeg gehad van al die onstabiliteit in ons land, in ons wêreld. En ons is heeltyd besig om te wag en te wonder, hoe gaan daar weer stabiliteit kom? Wat gaan die verskil maak? Dis die verkeerde vraag. Dit is, wie gaan die verskil maak? En die antwoord is, die kinders van die Here, as individue. Want wie die wil van die Here doen, staan stewig. En dit is 'n groot waarheid wat die Ou Testament reeds ver kom. Waar Dawid al sê, dat God sy rots is op wie hy bou, en daarom kon hy standvastig wees. In die Nuwe Testament leer ons dat ons moet op die rots bou, en daardie rots is Jesus Christus. So as jy daardie rots, Jesus Christus, se wil doen, word jy saam met hom 'n fondasie, waarop iemand anders 'n bietjie vaste grond kan kry. Dis jou roeping, dis my en jou roeping as individue, om die vaste grond, die vaste fondasie, vir ander mense in ons wêreld te wees. Daar is soveel wankeling in ons wêreld. Daar is soveel mense wat val, daar is soveel wat net 'n stukkie vaste grond soek, 'n stukkie stabiliteit. Daardie stabiliteit lê in jou en in my. Kom ons maak 'n verskil, deur stabiliteit in ons wêreld in te bring en dit nie bloot te verwag nie. Shalom. Elke dag sal elke dom bely dat U God is. Elke knie sal eendag buig. Die grootste skat bly nog vir hulle. Wie kies U graag nou? Kies U graag nou.